Goeienaand julle, welkom hier by ons Sabbatsluiting. Ek wil graag vanaand vir ons 'n paar verse uit die Bybel uit lees. En ek het hierdie week 'n bietjie getop oor die onderwerp van God met ons. Nou hierdie idee van God met ons kom nie net uit Matteus uit nie, dit kom ook uit Jesaja uit. Ek gaan vir ons lees van Matteus 1 van vers 23. Dit is tog die bekendste vers vir ons, waar die Bybel praat van, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. As dit vertaal word, God met ons. Ek het lank gedink hierdie week wat daardie woorde beteken, God met ons. En ek het 'n bietjie in die Bybel gaan soek na 'n paar verse en 'n paar idees waar ek kan sien dat wat beteken dit volgens die Bybel, God met ons. Soos ek gesê het, is hierdie gedeelte ook in Jesaja, waar die Here vir Jesaja gewys het op die toekoms, waar die Here vir hom gewys het dat hy gaan die verlosser stuur, waarvan hy in Genesis 3 vers 15 gepraat het. Ek lees ook vir ons Jesaja 7 vers 14. Dit sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Daarso sê hy dat die maagd sal swanger word en sy sal hom Immanuel noem. Soos ons gesien het, dit beteken God met ons. En ek het besef in hierdie week dat die God van die heelal het 'n begeerte. Daar is tog iets wat die God van die heelal met alle mag, met al die krag, al die heiligheid wat hy het daardie God, hierdie God wat ons aanbid, het 'n diepe begeerte. En so het ek in die Bybel gaan blaai en ek het gaan kyk na 'n paar verse wat ek met julle wil deel. En ons sien reg deur die Bybel, wat beteken God met ons? Die eerste vers waarna ek nou wil kyk, is Genesis 1 vers 26. Dis tog maar waar alles begin het, is by die skepping. Ek lees vir ons Genesis 1 vers 26 en 27 en dit sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou, het hy hulle geskape. So daar was 'n doel gewees vir die mens. God het hulle na sy beeld geskape. Man en vrou het hy na die drie-eenheid se beeld geskape. God wou vir een of ander rede, wou hy die mens daar gehad het. En dan lees ek, na die sondeval, lees ek vir ons in Eksodus 25 vers 8. Wat sê God vir Moses en vir die Israeliete? Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Dit sê vir ons dat God met ons, God wil fisies by ons wees. God het 'n behoefte om by ons as mens te wees. Ons as sondige mens. Dit maak nie saak of ons geval het in sonde nie. Ons weet Adam hulle het in die tuin nie na God geluister nie. Maar God het onmiddellik 'n plan gemaak. God met ons het nie van sy plan afgewyk wat hy gehad het heel in die begin by die skepping nie. God het gewaarsku, of hy die volk gewaarsku, of die volk gerusgestel, wil ek amper sê, weer eens in Jesaja wat hy gesê het, die verlosser is op pad. Die maagd gaan swanger word en sy gaan hom Immanuel, God met ons, gaan sy hom noem. Dit het ook so gebeur in Matteus soos wat ons gelees het. En dan wil ek vir ons aan die einde
nadat sonde vernietig is. Nou het ons gesien dat God het die mens geskape, God wou saam met die mens in Eden wees. God het vir Moses hulle gesê, maak vir my 'n heiligdom, laat ek tussen julle kan woon. Jesus het aarde toe gekom, en hy is Immanuel, God met ons. God wil by ons wees. Vir een of ander rede wil die God van die heelal by ons, die sondige mens, wil hy wees. Maar kom ons kyk, heel aan die einde, nadat sonde uitgewis is, wat sê God dan vir ons? Ek gaan vir ons blaai na Openbaring 21 en ek gaan lees vanaf vers 3. En dit sê daarso vir ons, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as sy God. Hierdie is een van my gunsteling verse, en hierdie vers bevestig vir ons dat selfs nadat alles verby is, wil die God van die heelal by ons, sy mense, wil hy bly. Dit was sy plan in die begin. Dit was sy plan terwyl die Israeliete deur die woestyn getrek het hulle vir hom 'n heiligdom gebou, want hy wou by sy mense bly. So het hy vir hulle weer gerusgestel in Jesaja, gesê, die verlosser kom. In Matteus het daardie profesie van Jesaja waar geword, en die verlosser is uit 'n maagd gebore met die naam van Immanuel, God met ons. En ons het nou net weer gelees in Openbaring 21 vers 3, dat nadat alles verby is daar dieselfde God, Immanuel, nog steeds met ons, net soos wat sy naam sê, Immanuel. God wil by ons wees. So waar die week partykeer vir ons bietjie moeilik raak, en ons nou weer 'n nuwe week het wat voor lê, wil ek hê ons moet dit onthou, dat God wil by ons wees, die God van die heelal. Hy wil by ons wees, hy is met ons. Hy gaan ons dra wanneer dinge swaar raak. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare God en Hemelse Vader, dankie vir die wete dat ons weet, en dat ons kan lees oor en oor en oor in die Bybel, dat die God van die heelal, U die heilige God, die almagtige, die begin en die einde, wil by ons wees. Here, dankie dat U vir ons Immanuel, God met ons gestuur het, Here, om ons te verlos nadat die sonde ingetree het en dit skeiding gemaak het tussen ons. Here, dankie dat ons kan lees in Openbaring, as alles verby is, dat U nog steeds God met ons is, en dat U dan fisies weer by ons gaan bly. Here, gaan met ons in hierdie week, behoed en bewaar ons, Here, en laat ons onthou, dat U is met ons. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Julle moet 'n baie mooi week hê, en alles wat goed is vir julle.